Goeiedag aan alle luisteraars van Fynbos Radio. My naam is Franco Kreer van Johan Cronje Prokureurs en Eiendomme en vandag deel ek graag die nuutste uitsending van Ken jou regte. Die program waar ons brokkies relevante regskennis met julle meedeel. Vandag wil ek graag gesels oor 'n regsgebied wat baie meer deel is van ons daaglikse lewe as wat meeste mense besef. Dit is kopiereg in Suid-Afrika, sowel as hoe dit verband hou met alledaagse sosiale media verbruikers. Of jy nou kiberartikels skryf, foto's neem en aanlyn plaas, musiek opneem of 'n program of toepassing ontwikkel, is kopiereg oortredings 10-1 ter sprake ergens in die proses as jy nie uiters versigtig is nie. Om die basiese beginsels van kopiereg te verstaan, kan jy help om jou eie werk te beskerm, ander se regte te respekteer en kostelike foute te vermy. Soos met enige goeie oorsig van regsonderwerpe, begin ons by die grondbeginsels. Eerstens, wat is kopiereg? Kopiereg is die wetlike beskerming wat aan die skeppers van sekere werke toegeken word. Dit gee aan die outeur die eksklusiewe reg om sekere dinge met hul werk te doen, soos om dit te kopieer, te publiseer of aan te pas, en om ander te verhoed om dit sonder toestemming te gebruik. In Suid-Afrika word kopiereg beheer deur die Wet op Kopiereg nommer 98 van 1978, soos gewysig tot op huidige datum. En wetsbeskerming ontstaan in baie gevalle outomaties, sodra 'n werk aan die nodige vereistes hierin voldoen. Jy hoef nie noodwendig jou werk te registreer vir 'n beskerming in alle gevalle nie. Volgende. Watter soorte werke word beskerm? Die Wet op Kopiereg definieer 9 kategorieë van werke wat beskerm kan word. Dit sluit in literêre werke, musiekwerke, kunswerke, films, klankopnames, uitsendings, seingedrade programme, gepubliseerde uitgawes en rekenaarprogramme. Maar nie enige werk word beskerm nie. Om beskerm te word, moet die werk oorspronklik wees. Dus die resultaat van die outeur se eie vaardigheid en moeite. En dit moet vasgelê word in 'n tasbare vorm, soos teks, klank of beeld. Sonder so 'n vaslegging is daar geen beskerming in terme van die wet nie. Wie word beskerm en wanneer? Kopieregbeskerming ontstaan outomaties vir werke wat in Suid-Afrika geskep is of deur Suid-Afrikaners. Maar, omdat Suid-Afrika deel is van die Berne-konvensie, sowel as verskeie ander konvensies, geld beskerming ook vir werke vanaf ander lidlande. Volgende, hoe lank duur kopiereg? Die tydperk van beskerming hang af van die tipe werk. Vir literêre, musikale en kunswerke word dit beskerm vir 50 jaar vanaf die einde van die jaar waarin die outeur sterf. Vir foto's, films en rekenaarprogramme 50 jaar vanaf eerste publikasie of vanaf skepping indien nooit gepubliseer nie. Vir klankopnames, uitsendings en gepubliseerde uitgawes 50 jaar vanaf publikasie of uitsending. Vir anonieme werke die kortste van 50 jaar na publikasie of 50 jaar vanaf wanneer dit redelikerwys aanvaar kan word dat die outeur oorlede is. Vir regeringswerke 50 jaar vanaf publikasie en laastens met gesamentlike werke begin die 50 jaar eers na die laaste oorlewende outeur se dood. Daarna, wie besit die werk? Gewoonlik besit die outeur die kopiereg, maar daar is uitsonderings. Veral wanneer die werk in opdrag geskep is. Volgens artikel 21(1)c van die Wet op Kopiereg, as iemand betaal om byvoorbeeld 'n foto, portret, film of klankopname te maak, en dit in sulke opdrag geskep word, dan behoort die kopiereg aan jou, die opdraggewer, tensy daar 'n kontrak is wat anders bepaal. Dis belangrik in die praktyk. Dink aan 'n troufoto of sosiale media inhoud. Sonder duidelike ooreenkomste behoort die regte aan die persoon wat dit betaal het.
nie noodwendig die fotograaf of die ontwerper nie. Daarna kom ons uit by uitsonderings en beperkings op kopiereg. Die kopiereg gee egter nie onbeperkte mag nie. Daar is belangrike uitsonderings wat mense toelaat om sekere werke te gebruik sonder toestemming, mits dit binne die wet val. Die eerste voorbeeld is billike gebruik, of fair dealing of fair use. Die Suid-Afrikaanse wet laat billike gebruik van kopiereg beskermde werk toe vir spesifieke doeleindes, soos navorsing of privaat studie, kritiek of resensie en ook verslaggewing oor nuusgebeure. Hierdie gebruik moet billik wees en die bron en outeur moet gemeld word. Wat as billik beskou word, hang af van die konteks van die gebruik van die materiaal, soos die hoeveelheid keer wat dit gebruik word en of dit die mark vir die oorspronklike werk nadelig raak. Anders as in Amerika, waar fair use uitsonderings meer liberaal is, word billike gebruik in Suid-Afrika beperk tot die gespesifiseerde doeleindes van die uitsondering. Volgende is aanhaling, oftewel quotation. Jy mag gedeeltes van 'n werk aanhaal vir enige doel, solank dit regverdig is, nie buitensporig lank is nie, en die outeur en bron vermeld word. Volgende is gebruik in onderwys. Artikel 12.4 van die Kopieregwet laat die gebruik van 'n werk toe vir onderrigdoeleindes, mits dit as illustrasie dien, gepas is en die outeur se naam en die bron genoem word. Laastens, toevallige insluiting of incidental use. 'n Kunswerk mag toevallig in 'n film of uitsending verskyn, soos 'n beeldhouwerk op die agtergrond van 'n toneel, mits dit nie die hoofonderwerp is nie. Let wel, dit geld net vir kunswerke soos skilderye of argitektuur, en volgens 'n streng interpretasie van die wet is daar nie vryheid van panorama in die Suid-Afrikaanse kopiereg nie. En laastens, hoe vermy mens kopieregskending op sosiale media? Mense deel, herpos, kopieer en redigeer inhoud elke dag. Maar onder die Suid-Afrikaanse wet kan hierdie handelinge maklik as kopieregskending gesien word, tensy dit onder 'n wettige uitsondering val. Hoe vermy jy dus probleme? Eerstens, moenie aanvaar dat inhoud gratis is nie. Net omdat iets op die internet beskikbaar is, 'n foto, 'n meme, 'n liedjie of 'n video, beteken nie jy mag dit vrylik gebruik nie. Kopiereg ontstaan dikwels outomaties, selfs sonder 'n kopiereg simbool. Vra jouself af, wie het dit geskep? En die volgende wenk: gebruik gelisensieerde of openbare domein inhoud. Gebruik slegs inhoud wat jy self geskep het, of onder Creative Commons gelisensieer is, of in die openbare domein is. Voorbeelde sluit in gratis beeldbanke of musiek met 'n duidelike gebruikslisensie. Volgende: moenie musiek of video's hergebruik sonder regte nie. Om kort musiek of filmgedeeltes op sosiale media in 'n meme of 'n video in te sluit, kan onwettig wees. Billike gebruik dek nie parody of vermaak nie, tensy dit vir kritiek, resensie of nuusdoeleindes is. Selfs om iemand anders se video te herpos, kan onregmatig wees as hulle nie hergebruik toegelaat het nie. Daarna, gee krediet waar nodig. Selfs as die gebruik moontlik wettig is, moet jy die outeur en bron noem. Om dit weg te laat, kan beteken dat jy die wet oortree. Wees ook versigtig met opdragwerke. As jy iemand betaal het om inhoud vir jou profiel of blad te skep, soos 'n ontwerper of videograaf, besit jy moontlik die kopiereg slegs as dit 'n betaalde opdrag was, soos omskryf in artikel 21(1)c van die wet op kopiereg. Maak seker jou kontrak sê dit uitdruklik. En laastens, moenie hele werke gebruik nie.
Die aanhalingsreg gee jou die reg om gedeeltes van 'n werk te gebruik, nie om hele artikels, foto's of liedjies te deel nie. Gebruik net wat noodsaaklik is en slegs vir wettige doeleindes. En hiermee sluit ek graag af. Kopiereg ontstaan dikwels outomaties en beskerm baie verskillende tipe skepings. Die reg behoort aan die outeur, behalwe word dit wetlik aan die opdraggewer oorgaan. Die uitsonderings, soos billike gebruik, is belangrik, maar beperk en spesifiek. En, heel belangrik, sosiale media is nie 'n regsvrye ruimte nie. Om kopiereg te verstaan, help nie net om regsprobleme te vermy nie. Dit help ook om skeppers te respekteer en jou eie werk teen misbruik te beskerm. Nou daar het ons dit. Baie dankie vir jou tyd en aandag aan vandag se uitsending van Ken jou regte op Fynbos Radio. Besoek gerus Johan Cronje Prokureurs en Eiendomme se Facebookblad en webtuiste vir meer uitsendings of betroubare regsadvies. Geniet die dag verder op Fynbos Radio. Tot volgende keer toe.